Dis 'n voorreg om U te aanbid. Dis 'n voorreg. How great thou art. Here, en ons kom hier saam om van U te leer. Om kalmte en rustigheid te ervaar. Om te weet U is met ons, in ons midde. Dat elke oomblik aan U behoort. Elke woord aan U behoort. Dat dit 'n geseënde tyd sal wees, omdat U ons seën. En ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dis laatmiddag. Die son is besig om te sak. Hulle stap hand aan hand op die stoep uit, om na die kleurvolle sonsondergang te kyk. Dis die rustige uur van die dag. En 'n kalmte lê in hulle in. Hulle bewegings, hulle oë, hulle hande. Hulle is intens bewus van mekaar, want hulle loop al hierdie paadjie vir 53 jaar saam. Dis oupa en ouma. Hulle het geluk gevind waar hulle droom was. Dit het die koers vorentoe aangedui. So saam, gelukkig, dankbaar en tevrede. Hoewel ek vandag, as ek so kyk, nie baie oupas en oumas sien nie, miskien dra hulle net hulle jare so goed, maar ek kan dit 'n voorspelling waag om te sê, oor 'n klompe jare gaan dit 'n ander situasie wees. Dan is dit 'n heerlike ding om die titel te dra van oupa en ouma. Alhoewel ek self nooit die voorreg gehad het nie, om regtig 'n oupa en 'n ouma te ken nie. Ek was 4 jaar toe my laaste oupa oorlede is. En al wat ek kan onthou, ek het in die deur van sy kamer gestaan, waar hy siek gelê het. Daar was geen interaksie nie, geen kommunikasie nie. En ek het my ouma aan my pa se kant se name geërf, Johanna Maria, en volgens almal was sy 'n ou vreeslike korrelkop. So my assosiasie met oupas en oumas was nie so goed nie. Maar toe kry ek die wonderlike voorreg om 'n ouma te kan word. Dis 'n geleentheid. Om 'n oupa of 'n ouma te wees is groot vreugde. Dis 'n hoogtepunt uit genade geskenk, maar dis 'n absolute verantwoordelikheid. Dis 'n lewenspad wat jy dag vir dag, uur vir uur, jaar vir jaar jou voorberei. 70 jaar gelede het oupas kakieklere gedra met kruisbande om die broek bo te hou. Baie van hulle het gerook. Om 'n bakkie te leer bestuur het hulle sommer tussen die muursope geoefen. En hulle het net 'n chap gekry, hulle het 'n lisensie. Hy sê sy Joseph Roger knipmes uit sy sak gehaal het en die biltong dun gekerf het en so vir almal uitgedeel het. Maar het elke aand boeke gevat. Elke aand boeke gevat vir sy gesin uit die woord gelees, saam gebid, saam aanbid. Sy kleinseuns sou heerlike tye gehad het. Hy sou hulle geleer het om 'n perd op te sal en goed te kan ry ook. Hy sou hulle geleer het om ketties te maak, om klei laat te gooi. Hy sou hulle geleer het om dalk nog osse in te span, wat 'n wa moet trek. Hy sou verseker hulle leer jag het. Hulle sou saam goed gedoen het. Dit sou 'n voorreg gewees het, want daar was tyd en moeite is gedoen. Wat ouma aanbetref, sy het altyd 'n voorskoot gedra, want haar lewe het gedraai in en om haar huis. Sy het presies geweet wat vir middagete voorgesit gaan word. Sy het haar kleinkinders, haar dogters, geleer
naaldwerk doen, hekel, brei, kos maak, bak, tuinwerk. Sy sou haar hare netjies teruggehad het in 'n bolla. Sy sou verseker die sagtheid gehad het. Maar, moenie vir ouma onderskat nie. Sy het oë agter haar kop. Want die oomblik wat jy net durf waag iets agter haar rug doen, het sy dit dadelik geweet. Verder het ouma ook kon diere muur sien. Die katte kwaad agter help ook nie, sy het dit uitgevang. As sy so in die tuin gewerk het en sy kom in, dan sy lekker geruik. Sy het geruik na rose. En sy het geruik na tuin, na blomme, lavendel. Bykeer het sy na peperment geruik. En as sy en oupa nie te wel is nie, dan het hulle na wieks geruik. Wat is die verskil van toe tot nou? 'n wesenlike verskil. Vandag se oupas en oumas hardloop marathons. Hulle is rekenaar geletterd. Hulle weet van A tot Z van 'n selfoon. Hulle luister eksotiese musiek sommer van die selfoon af. Hulle onderneem oorseese reise. Hulle beoefen moderne stokperdjies. Hulle beklee partykeer nog baie belangrike poste. Alles in die fisiese. Maar wat van die geestelike? Dit wat regtig tel. Basies, geen verskil as dit kom by verhoudings nie. Die kern, die kompas, lê eerste met jou verhouding met jou hemelse Vader. Dis die eerste verhouding waaroor ek wil praat vandag. As jy wil kyk, Jesaja 58 vers 11, is vir my 'n baie mooi deel wat ek sommer vir myself vat. En dit sê, en die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke, en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is, en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie. En dan ook Spreuke 4 vers 10 sal ek sommer vir julle lees. Dit sê dit vir my baie mooi, dit sê, hoor my seun, ek het dogter bygevoeg, en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. Die kern van geloof. Die Bybel verwys na interessante karakters wat oud geword het. As ons kyk na Abraham, wat op 75 jaar die opdrag gekry het om sy land te verlaat en te trek. En dan dink jy, hoe sou dit gewees het? Maar daar was 'n belofte wat die Here vir hom gegee het in Genesis 12 vers 2 wat sê, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En oral waar hy gegaan het, het hy 'n altaar vir die Here opgerig. Elke nou en dan soos hy getrek het. Dit bewys sy respek, sy liefde, sy verering vir die Here. En op 100 word hy 'n pa vir die eerste keer, sy enigste, Isak. En net toe alles vir hom reg begin lyk, kry hy die opdrag om Isak te offer. Ek kan my dit nie eers indink nie. Maar hy is gehoorsaam, hy doen dit, hy gaan op in die berg en hy vat alles saam wat nodig is. En net toe hy wel wil offer, Genesis 22:12, toe sê die Here, moenie jou hand aan jou seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste, nie van my teruggehou het nie. En daar vele opdragte, vele ervarings, het hy steeds 175 jaar oud geword. In Galasiërs 3:29 sê dit mooi, en as julle aan Christus behoort,
dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Ons dink aan Moses, wat in die paleis groot geword het, toe hy trek om te gaan sy vee van sy skoonvader oppas, hoe die Here hom terugroep, hoe hy met hom praat, hy het 'n doel voor oë met hom gehad, daar was 'n missie. En in daai tyd wat hulle swerf, en eers nou al die plaae moes deurwerk, en toe al die wette wat daai tyd tot stand gekom het. Maar die Here spreek direk met Moses. Eksodus 31:13, ek is die Here wat julle heilig, onderhou sabbatte. Hy moes die tabernakel, die tent tot stand bring, die 10 gebooie, alles het in daai tyd gebeur. Hy het groot opofferings deurstaan, en hy word geseën om 120 jaar oud te word. Caleb, wat op 40 een van die 12 verspieders was, wat gesê het, ja, ons gaan inval, die beloofde land is aan ons beloof, ons gaan. Maar weens die ander, hy en Josua is die enigste 2 van 12, wat kan sien, wat die Here vertrou. En toe, Numeri 14:24, toe sê die Here, maar Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. En hy het oorloë gevoer en alles het vir hom goed uitgewerk. Josua het Moses opgevolg en ook die beloofde land gesien. 110 jaar oud geword. Almal van hierdie karakters het een gemeenskaplike eienskap gehad. Hulle standvastige, volgehoue geloof onder uitdagende, moeilike omstandighede. Dit is die fondament wat daar gelê is, wat hulle vorentoe kon neem. Daarom rus die verantwoordelikheid op elkeen in die gesin. Waar begin die pad van 'n oupa en 'n ouma? Wanneer jy 'n kind is. As 'n kind gelukkig is, word hy 'n gelukkige grootmens. Word hy 'n gelukkige ouer en éventueel 'n gelukkige grootouer. Die tweede verhouding wat ek oor wil praat is tussen oupa en ouma self. Om liefdevolle, gelukkige grootouers te kan wees, is die verhouding met mekaar van onskatbare waarde. Dis 'n gelangdurige omgee vir mekaar. Dis 'n legkaart wat jy bou, stukkie vir stukkie, wat in mekaar moet pas. Want julle kom uit verskillende agtergronde, julle is verskillende mense, maar julle moet so die ding pas, om die volledige prentjie te kry. Dit word oor jare gebou. Dit begin die dag as julle as 'n jong paartjie begin. Dis 'n uitdaging, glo my, dis 'n uitdaging. Maar 'n voorreg om saam, trappie vir trappie, van die lewe te klim. Let op die klein dingetjies, wat die sement is van julle verhouding vir die toekoms. Julle moet 'n voorbeeld wees vir die geslagte wat kom. Hoe kry jy dit reg? Daar's 'n paar boustene wat ek glo. Dis party bietjie taai, party is moeilik. Maar dis waardeur jy werk. Doen spesiale moeite vir mekaar. Oupa hoef nie na Bloemisse toe te gaan en 'n groot ryker te gaan bestel en bring nie. Dit het nie so impak soos 'n paar veldblomme nie, wat hy self gepluk het, terwyl hy aan jou gedink het. En ouma, wat besluit, oupa hou hiervan, kom ek maak vir hom dit vanaand spesiaal. Vir Gerrie sou dit definitief nie hoender gewees het nie. Moet nie moeite ontsien nie. Moeite het 'n goeie gevolg. Altyd 'n goeie gevolg. En dan wees eensgesind. Joe, dis 'n moeilike een, want jy dink so en hy dink so en dit moet sis en dit moet so, maar dan geld die woord. Die priester en die profeet van die huis het die laaste sê. Vertrou mekaar. Ek het eendag 'n baie interessante
geval in my eie lewe gehad. Julle is almal verskoon as ek so 'n bietjie oor my eie lewe praat, maar dis eintlik al ervaring wat ek van 'n oupa en 'n ouma het. Anyway, so tussen 1992 en 99 het ek eiendomme verkoop. Dit het moeilik op die plaas gegaan. Ons het oorstromings gehad, droogte gehad en my broer het op daai stadium 'n eiendomsmaatskappy gekoop en toe gevra of ek sal huise verkoop en ek het gevoel dis miskien 'n geleentheid om te kan help. Maar dit is swaar geweest om weg te ry elke môre, maar nou ja, jy moet sekere goed net doen. En daai tyd het ons gedeel met 'n bank, Standard Bank in Vereniging Noord. En so elke nou en dan moet hulle nou kom om die evaluasie en die herwaardering en al die goed te doen en dan het Stefan of Gerry altyd hulle maar so met die klein 6 nou gaan haal, want dit is te ver om heen en weer te ry. En so 'n keer was dit Gerry se beurt en toe ek nou huis toe ry, kry ons mekaar nou so half op die grondpad al. En hy stop en ek sien die mense sit by hom in die kar, daar was 'n vrou wat die bankbestuurder was en 'n man langs haar en 'n ander man langs hom. En hy sê toe, jong, die weer het bietjie verander en ons het bietjie laat klaar gekry, ons kan nie vlieg nie. Ek vat hulle sommer die kar terug en dan gaan ek vanaand by my ma slaap in Pretoria. Ek sê doodreg, ry versigtig, sien julle. Die ou langs hom buig so vorentoe en hy vra vir my, vertrou jy hom? Ek sê ja, ek vertrou hom, maar die Heilige Gees is in hom. Die ou het so, sy mond, niks gesê nie. Ja, en ons moet mekaar verstaan, want misverstande breek die ketting van vertroue. Want jy, as 'n misverstand is onnodig. En dan behou humor. Kyk, as jy ouer word, maak jy mos vreeslike flops. Jy soek jou bril dan sy bo op jou kop. Jy sit die ketel aan en dan wonder jy, hoekom is hy nog nie koffie nie, maar jy het dit nog nie self gemaak nie, ensovoorts. So jy moet maar lekker lag vir jouself, want dit is nogal deel van die pret om oud te word. En sorg vir verrassings. Kyk, Gerry het 'n paar keer vir my gesê, ek weet nooit wat om te verwag as ek in hierdie huis instap nie. En dit maak dit lekker. En as ons nou, dan was mos maar altyd ook hier en daar probleme, as mense nou met probleme oplos, sorteer dit in liefde uit. Beskuldigings, oor en weer, stryery, help nie. Sorteer dit in liefde uit. Gun mekaar ruimte binne perke. Ons het verskillende persoonlikhede, het verskillende belangstellings, het verskillende talente. Jy wil graag, partykeer het jy vrye tyd bietjie nodig. Gun mekaar dit. Hou saam vakansie. Kyk, koste moenie 'n faktor wees nie. Al kamp jy net sommer in jou tuin uit in 'n tentjie, dis die verandering van die gewone, tradisionele, elke dag se doen en late. Doen net iets snaaks, doen lekker. Maak dit lekker. En jou lyf praat baie harder as jou tong. Dit help nie, jy kyk jou iemand in die oë en sê jy's lief vir hom nie, maar jy wys dit nie. Jy leef dit nie. Gee 100% van jouself. Want ek het ervaar, as jy 100% gee, dan gee die ander 120%, want hy voel so skuldig. En kyk met jou hart na mekaar. Kyk, ons het ons almal tekortkominge en foute en geite. Maar kyk met jou hart na mekaar. Kyk na die mooi wat jy in die ander een raak sien. En dan 'n belangrike een, die opdraandes, as die opdraandes kom. Staan vas by mekaar. Want opdraandes sal daar wees. En dan moet jy kommunikeer. En dan moet jy sê hoe jy voel. En dan kom dit in plek. Want onthou die verhouding word deur die Here beskerm. Dit bly in sy hande. 'n Langtermynverhouding het ook baie keer goeie vriende wat 'n rol in jou lewe speel. Moenie dit lig ag nie. Opregte vriende wat 'n pad saam met jou loop, wat inspraak in jou lewe het, wat jou inspireer, waar jy saam kan pret ook hê. Dis baie belangrik. Om lief te hê is 'n keuse. Dis 'n besluit wat jy neem in jou kop en in jou hart. En maak tyd
vir rustige tye saam. Jy hoef nie 'n woord te sê nie. Net die samesyn is genoeg. Om oud te word is 'n seën. Dit gee jou die geleentheid om lesse te leer, om te groei in die geloof, verryk te word deur die woord en wysheid en insig te bekom wat jy met ander kan deel. En dan kom jy ondervinding wat jou vorm. Elke plooi, elke grys haar vertel 'n storie van iets wat jy ondervind het. En dis ook 'n teken van jou vasberadenheid, jou sterkte, jou krag, jou deursettingsvermoë. Jou wandel met die Here bring diepte. En dit is nodig vir die toekoms, want hoe gaan jy vorentoe? Jy word 'n baken van God se liefde. Jy word 'n baken van sy genade wat oor jou uitgestort is. Jy word 'n lewende getuienis van sy goedheid, sy guns, sy getrouheid. Jou lewe reflekteer goedheid en glorie en guns van hom. Psalm 71 vers 6 sê dit baie mooi. Op U het ek gesteun, van geboorte af. Van die moederskoot af is U my bevryder, oor U is my lof altyd deur. Ons leef saam, ons aanvaar saam, ons ervaar saam, ons bid saam. En so is ons pad saam geseën. Belangrik om dit te geniet, terwyl dit hou. Dit hou nie vir ewig nie. En dan kom die bonus as jy nou regtig die dag 'n ouma en 'n oupa word, wanneer jou kleinkinders gebore word. Spreuke 17:6 sê, kindskinders is 'n kroon vir grysaards en vir die kinders is hulle vader 'n eer. Maar hier is 'n triekie aan hierdie storie. Grootouers moet respek van hulle nageslag verdien. Dis nie 'n gegewe nie. Jy moet dit verdien. Dit kos 'n pad om te bewandel in geloof, vertroue, dankbaarheid, toegewensgesindheid, blymoedigheid, hartlikheid, partykeer stupidheid, alles. Hoe pak 'n mens nou hierdie hele storie aan? Want jy was mos nou nog nooit 'n ouma nie. So nou is jy skielik 'n ouma. Nou hoe is jou rol nou? Miskien is daar 'n paar basiese goed wat ons vir onsself moet afvra. Die eerste vraag wat ek vir myself dadelik afgevra het, hoeveel tyd spandeer ek met my kleinkinders? En as hulle nou by my is dit vir hulle lekker? Hou hulle daarvan? Geniet hulle dit? Voel hulle welkom by my? Voel hulle geliefd? En dan stel jy en hulle doen 'n late beland. Skool. Watter graad is my kleinkinders? Nee, ek weet nie. Watter vak het hulle? Nee, ek weet nie. Hoe lyk hulle rapport? Wat mik hulle na skool? Sport. Speel hulle tennis, hockey, rugby, netbal, skaak? Ek wonder. Hoeveel keer het jy al na 'n wedstryd gaan kyk? Help jy hulle in liefde reg as hulle 'n fout maak? Want jy maak ook foute. En hoe lyk jou voorbeeld as jy 'n fout maak? In soortgelyke situasies. Hoeveel pret het julle saam? Bid ons getrou vir hulle. En dan die ander enetjie, waar jy net, ek praat baie, maar daar moet ek my lip seal. Is wanneer my kinders, hulle kinders, reg help, tugtig, kortvat. Bly stil. Moenie kommentaar lewe nie. Moenie inchip nie. Jy het jou beurt met jou kinders gehad. Maar onthou een ding wat lekker is. In jou huis geld jou reëls. So hier kan jy sê, jy sit nie jou voete op die bank nie, jy mag nie spring nie, vat jou bord kombuis toe, maak op jou bed as jy opstaan, maak nie saak hoe jy lyk nie. Dit is wat jy moet doen. In jou huis geld jou reëls, maar daar buite kan jy nie 'n woord sê nie. Is jou hawe 'n huis
vir jou kinders, jou kleinkinders. Voel hulle as hulle daar kom tuis, lekker. Soms kry ons as grootouers ook die geleentheid om kleinkinders te erf. En dit is 'n totaal nuwe dimensie in jou lewe. Hier kry jy die geleentheid om te saai. Want jy is miskien die eerste oupa en ouma wat hulle ken. Want hulle grond is ryk voorberei. Dis soos 'n spons. Maar is dankbaarheid na twee kante toe. Dis 'n dubbele seën. Vertroue is hier die groot kern. Jy kan nie 'n grootouer vir 'n erfkind wees as jou hart nie oop is. As jy nie besef, hier moet ek bou nie. Maar klein kindertjies, dink 'n oupa en 'n ouma is wonderlik. Hulle kan alles onder die son doen. Basies is daar nie 'n nee by hulle nie. Ouma se hande, haar oë, haar hart, haar kussing, haar kombers, haar matras, die bank, alles moet sag wees. Oupa moet sterk en slim en geduldig wees en hy moet kan projekte bou vir die skool, hy moet goed kan aan mekaar sit, hy mag nie foute maak nie. Vreeslik. Oupa en ouma moet kan stories vertel. Ouma moet kan uitkamp in 'n tent op die gras. As dit 'n 2-man tent is en jy moet so inkruip en weer so uitkruip, is dit ook nog reg. Jy moet dit doen. Ouma moet 'n kermisbed kan maak waarop al die kleinkinders kan slaap. Die hond en die kat kan ook maar kom. En dan die laaste in die aand is 'n storie en die eerste in die oggend is 'n storie. En 'n ouma moet kan toelaat dat haar kinders die meubels rondskuif en doeke oorgooi, komberse, kussings, want hulle soek 'n knus plekkie vir hulle self. Hulle wil daar hulle eie dingetjies doen, speletjies speel, grappies maak. Oupa en ouma se beursie kan nooit leeg wees nie. Daar's altyd 'n geldjie in. En jy moet hande en knieë kan kry, want partykeer wil hulle op jou rug ry. Jy moet kan wegkruipertjies speel, maar op een voorwaarde, jy mag hulle nooit blok nie. Jy moet altyd wegkyk dat hulle jou eerste blok. Maar dan kom die terugbetaling. En hulle besluit, hulle gaan 'n konsert vir jou opvoer. En dan moet ouma nou 'n bietjie hand bysit en ouma koop vir die 4 wat ek nou oorspronklik gehad het, elkeen 'n pruik. En daar Esmerie wat nou die oudste kleinkind was, sy is nou die redigeerder, sy organiseer en sy beplan en sy skryf die hele skrip. En hulle gaan 'n restaurant toneel opvoer. So ouma se kamer moet oop wees. Skoene, klere, bril, handsakke, serpe, alles moet beskikbaar wees. Ouma se kombuis, bakke, bottels, bekers, servette, alles moet beskikbaar wees. En dan kom die groot aand. Maar nou hier lê die triek. Die ouers, die toeskouers, moet 'n fooi betaal om hierdie konsert te sien. En dis nie 'n klein fooitjie nie. En ouma moet 'n spread maak vir die aand se eetery. En die groot mense, ouma en kluis moet dit koop. Maar daai geldjie gaan vir die artieste. En dan sit hulle nou daar aan die tafeltjies, een is nou die restaurantbestuurder, een is die kelner. Jy weet, dit is te heerlik hoe hulle dit opvoer. En natuurlik een van my, ek gaan nie sê wie nie, het 'n kattekwaadstreep. Nou bring hulle die bord in met sulke dekseltjies op vir elke gas wat nou daar eet. En toe die arme ou meisietjie die ding oopmaak, toe is daar 'n lewendige krap op die bord. Pret, hulle geniet dit, jy geniet dit ook. En hulle help ook vir ouma om die sprinkane in die tuin te vang, wat haar blomme opeet. Hulle dra klein emmertjies water om te help nat gooi. Hulle is bewus
van almal om hulle. En dan skielik is hulle groot. En hulle betree 'n nuwe fase. Jy sien hoe hulle ontluik in 'n nuwe lewe. Jy sien hoe hulle klein, jong, groot mense word. Maar die band wat jy gebind het in liefde, tyd, aanmoediging, beskikbaarheid, kleintyd, daardie is 'n vasgemaakte kern in hulle. Hulle neem nie vrymoedigheid om te kom kuier. Hulle bring sommer 7 van die pelle saam om te kom eet. Geen probleem nie. Hulle respekteer jou steeds. Hulle is steeds lief vir jou. Want die liefde oorwin alles. En dan kom jou tweede geslag kleinkinders. En nou loop jou beker oor. En die oudsteen wat nie kan sê Hannetjie nie, want dit is 3 lettergrepe. Wat besluit, dis makliker om te sê ouma hartjie. Wat meer kan ek vra? Dit maak oud word die moeite werd. Alle eer, alle lof, alle dank, alle erkenning, verheerliking aan ons hemelse Vader. Dankie.